Ons voel baie keer asof ons maar net veg vir oorlewing en dat ons dag tot dag lewe bestaan uit sukkel en uit deurkom. Maar tog sien ons in die Bybel dat die Here roep sy kinders nie net om te oorleef, maar om voluit te leef, vry en met 'n doel. Ons is baie keer vasgevang in 'n ritme van uitputting, 'n geveg van oorlewing, en vrede en vreugde voel soos iets wat ons jare terug laas ervaar het. Tog sê God vandag vir ons, herwin en vat wat ek reeds vir jou gegee het. Christus het nie net gekom om verlossing te bring van iets nie, hy het gekom om ons vry te maak vir iets. Hy het gekom sodat ons vry kan wees. Hy het gekom sodat ons vrede kan hê. Hy het gekom sodat ons in sy teenwoordigheid kan ingaan. Hy het gekom sodat ons lewe betekenis kan hê. Dit is tyd om terug te vat wat die wêreld probeer steel, jou rus, jou stem, jou helderheid en jou vreugde. Johannes 10 vers 10 sê vir ons, 'n dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom sodat hulle lewe kan hê en dit in oorvloed. Die lewe wat Jesus vir ons aanbied, is nie net 'n lewe van oorlewing nie, dit is soveel meer. Dit is 'n oorvloedige lewe. Dit beteken nie 'n lewe sonder uitdagings nie, maar dit beteken 'n lewe waar sy vrede jou anker bly, selfs in die middel van die storms, omdat jy weet dat hy die wêreld reeds oorwin het. Herinner jou nie dat jy agter is nie, dat jy gebrek het nie. Hy herinner jou dat jy geliefd is, dat jy nie 'n gebroke persoon is nie, maar dat jy iemand is wat hier op aarde gesit is met 'n doel. En ons moet wakker word vir daardie waarheid en begryp wie ons in hom is. Efesiërs 4 vers 23 en 24, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed, en die nuwe mens moet aantrek wat na God geskape is, in ware geregtigheid en heiligheid. Ons is in God geskape. Ons is klaar righteous. Ons is klaar heilig. Ons moet net ons lewe oorgee vir die een wat righteousness is en wat heiligheid is. Om dit terug te kry wat aan ons behoort, begin deur ons gedagtes te verander, om weer te glo wat God oor ons sê. Ons is nie 'n produk van mislukkings of van mense se menings en opinies nie, maar ons is 'n skepping van God se genade. Daarom moet ons steur aan God en God deel van ons lewe maak en ons nie steur aan wat mense sê of mense dink en laat dit ons lewe beheer. Wanneer jou denke verander, begin jy anders leef. Jy begin weer om jou rus terug te kry, jy begin weer lag, jy begin weer glo dat jy het 'n doel op hierdie aarde. Jy begin weer glo, jy is die moeite werd. Hoekom? Want God sê jy is. Galasiërs 5 vers 1 sê, vir die vryheid het Christus ons vrygemaak. Staan dan vas en laat julle nie weer 'n juk van slawerny oplê. Want hier is die groot geheim. Christus het gekom om ons vry te maak. Nou hoekom wil ons weer 'n slaaf word van die wêreld? Hoekom wil ons weer 'n slaaf word wat probeer om die wêreld te impress? Kom ons staan vas in die vryheid waarvoor Jesus ons geroep het. Moenie toelaat dat vrees of skuldgevoelens jou weer vasbind aan 'n lewe van oorlewing nie. Kom ons vind weer ons rus. Kom ons vind weer ons stem. Kom ons herwin weer ons geloof en ons vreugde. Want onthou, jy is deel van God se meestersplan en hierdie is jou oomblik om voluit te leef sonder vrees. Hemelse Vader, ons eer en verheerlik en prys U naam. Hemelse Vader, ons kom en ons kom vra dat U ons lewens sal verander. Dat U ons lewens U fokus punt sal maak. Here, en dat ons lewens so sal inrig dat ons waarlik vry sal leef, vry om U te dien, vry om gelukkig te wees en dat ons sal onderdanig wees aan U liefde en U genade en U vryheid. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen.